Môre julle en welkom by nog 'n episode van Tussen Koffie en Genade. Ek is Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons lekker saam kuier. Ons is besig om te praat oor waarvoor sien jy uit vir hierdie nuwe jaar? En vandag se tema gaan ons 'n bietjie 'n ander aspek hanteer van wat ons vroeër al oor gepraat het. So skole het pas begin. Die nuwe jaar is nou lekker aan die gang en elkeen van ons kan in die begin van 'n nuwe jaar net 'n bietjie gaan stil staan en besluit, wat is my verwagting vir hierdie jaar? Sekere dinge is buite ons beheer en dan is daar weer dinge wat binne in ons beheer is, wat ons kan besluit en wat ons kan verander. So wat wil jy graag verander in 2026? En wat is jou verwagting van hierdie jaar? So ons praat oor doelgerigte lewe en om 'n plan in plek te hê om dinge te verander in jou lewe. En dit help nie net ons droom nie, ons moet intentioneel oorgaan in aksie. So die volgende stap wat ons oor gaan praat is om eerlik te wees met jouself. Is jy dalk in jou eie pad? Maak jy die heeltyd verskonings en stel jy die heeltyd dinge uit. Niks gaan gebeur of verander of 'n realiteit wees as ons nie ingesteld is of intentioneel dinge te verander en onsself te challenge om meer te word as wat ons nou al is. So, gaan kry vir jou 'n koppie koffie en kom luister 'n bietjie saam waar ons 'n bietjie gaan praat. Hoe kan jy meer eerlik wees oor wie jy is en ook dan by die doele uit te kom wat jy graag by wil uitkom in 2026. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie vandag oor om eerlik te wees met jouself. So ek wil 'n paar beginsels by stil staan wat ons 'n bietjie die gaan bespreek. So die eerste ding wat ek wil aanspreek is oor geleenthede en dat ons moet ophou om tyd te mors. En dit is nou as jy weet wat die plan is wat die Here vir jou in jou hart geplaas het. Dit wat ons nou al afgelope paar weke oor gepraat het. Jy het 'n plan, jy het 'n droom en jy weet dit is wat die Here jou geroep het om te doen. Maar jaar in en jaar uit mors ons tyd en stel ons dit uit en ons dink hierdie goed moet self in plek val. So ons gaan oor 'n paar beginsels praat. So eerstens wil ek 'n bietjie met julle praat oor geleenthede. Wat doen jy as daar wel 'n geleentheid oor jou pad kom? Want dit is vir my so hartseer al hoe ek in die verlede gesien het. Jy kry hierdie mense wat regtig sukkel of hulle dit voel of hulle van een werk na ander werk toe gaan of hulle kry nie werk nie. Maar as jy bietjie dieper delf, dan kom jy agter, weet jy wat? Hulle kry wel geleenthede. Daar kom wel dinge oor hulle pad, maar hulle vat dit eenvoudig nie want hulle maak die heeltyd verskonings. En dit is die een ding wat ons moet besef. Partymal kom daar geleentheid en jy moet definitief vir dit ja sê. En party geleenthede moet jy definitief nee sê. So jy moet in onderskeiding wandel om te weet wat is wat. Maar baie keer, dan kom daar die ideale geleentheid, maar as gevolg van dalk vrees of bekommernisse, of jy dink ek gaan dit nie kan doen nie, of jy dink jy het nie die kapasiteit om dit te doen nie, of jy het nie selfvertroue nie, dan sê jy nee. En dan is dit nie gewoonlik reg nie. So vinnig as wat daar 'n geleentheid op jou pad kom, moet jy dit gebruik. Al is dit hoe klein. Want baie keer wanneer die Here 'n ding vir jou in plek wil sit, dan kom dit nie in huge amounts nie. Dit kom partymal in klein dingetjies. En die Bybel praat nogal oor small beginnings. In Sagaria 4 vers 10 waar hy sê, "Who despise the day of small things?" Ons moet nooit dit oorkyk, net wanneer dit dalk 'n klein dingetjie is wat dit deurbraak is nie. Want partymal is dit hierdie klein dingetjies wat na iets groters lei. So doen wat nodig is om te doen. Of jy nou lus het of nie. En stadig maar seker sal die geleenthede begin kom na jou pad toe. So elke liewe dag kom daar vir ons nuwe geleenthede. Is daar nuwe geskenkies? Die ding is net, gaan ons dit ontdek en gaan ons dit oopmaak. So jou motto vir elke dag moet wees,
vandag is die dag. By the time the fools have learned to play the game, the players have dispersed and the rules have changed. En dit was 'n quote wat een man op 'n stadium gesê het. Die ding is, ons moenie probeer stryk wanneer die strykyster koud is nie. Ons moet ons seisoene lees. Want elke liewe seisoen het nuwe gawes. Die vraag is, gaan jy dit raak sien of gaan jy dit mis? Is jy bereid om iets aan te pak wat ander huiwer om te doen? Omdat onthou net, die oomblik wat jy sê die werk is, of weet jy wat, hierdie is nie vir my nie, ek gaan nie die kant doen nie, hierdie is beneath me, dan moet jy besef, daar sal altyd iemand anders te wees, wat die geleentheid met albei hande gaan aangryp en sê, wow, wat 'n groot opportunity, of wat 'n geleentheid is die. So die geheim is om gereed te wees, wanneer die geleenthede oor jou pad kom. Jy kan dit mis, as jy nie daarvoor uitkyk nie. En veral as jy nie genoeg gegroei het nie, want dit is ook waaroor ek mos nou die hele tyd gepraat het van die verskillende seisoene wat ons in is. En partymal gaan ons deur 'n voorbereidingsseisoen, wat soos 'n winterseisoen voel. Maar in daai seisoen is die Here besig om jou te laat groei, te vorm en vir jou die kapasiteit te gee vir wanneer die geleentheid daar gaan kom, dan gaan hy daar wees. Maar jy moet die werk insit. Of ons is net eenvoudig negatief ingestel. En elke ding wat kom, o nee, die gaan nie werk nie, ek weet sommer hierdie gaan nie werk nie, want dit en dit en dit. Plaas dat jy in elk geval maar dit net probeer. Wat kan gebeur? Wat kan jy verloor? Jy kan net agterkom, weet jy, hierdie is dalk nou, hulle abuse my byvoorbeeld by die werk. Dan weet jy, okay, die was nie vir my nie, dit is nie wat die Here my voorgeroep het nie, en dan kan jy aanbeweeg. Maar ons moet verstaan, tyd vlieg. En net jy is die vlieënier van jou lewe. Die van julle wat die tyd gebruik en dit uitkoop en groei, sal die geleenthede en die resultate sien vir dit wat hulle insit. Anderste is ons net besig om tyd te mors oor nonsens. So, Prediker 11 vers 4 sê vir ons die volgende, en ek lees dit in die Amplify en Ecclesiastes. If you wait for the perfect conditions, you will never get anything done. En aan William Ward het een keer gesê, study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. Daar is geen beter tyd as nou. Moenie tot die einde van jou lewe kom en sê, wow, die Here het eintlik vir my 'n amazing lewe gegee. Dis net jammer dat ek dit nie al vroeër besef het nie. So die volgende, ons is nou by die 11de vraag wat jy vir jouself moet vra, of die 11de beginsel, vir wanneer jy vir jou doele stel. Ons het nou al begin in die begin van die jaar. Ons is nou by vraag 11 en dalk volgende week of die week dan na die einde van Januarie sal ek net weer vinnig deur al die vrae en die verskillende stappe gaan van wat ons oor gepraat het. So hierdie beginsel sê vir ons, hou op om tyd te mors en gebruik die geleenthede wat nou oor jou pad kom. Op 'n stadium toe was Miles Monroe hierso en hy het 'n leadership conference aangebied. Dit was so 1995 dink ek, en daai man het my lewe kom verander. En hy het met ons gepraat oor geleenthede en hoe baie keer bestaan ons net en ons lewe nie en ons vat nie die geleenthede aan wat reg voor ons is nie. En hy het gesê die rykste plek op hierdie planeet is die begrafplaas. Hy sê want hoeveel drome lê nie daar begrawe nie. Hoeveel boeke wat nog nooit geskryf is nie. Hoeveel liedjies wat nog nooit gesing is nie. En hoeveel portrette wat nog nooit geteken is nie. So gaan jy leeg graf toe gaan. Of gaan jy vol graf toe gaan, bedoelende, jy gebruik niks van jou talente, jou geleenthede en dit wat die Here vir jou nou gee om ten volle te lewe nie. Jy hou dit alles terug, jy maak die hele tyd verskonings en jy mis die geleenthede wat reg voor jou is. Maak vandag die besluit
om hierdie jaar om te draai en te sê, Here, ek gaan nie meer laat vrees my terughou en laat ek die geleenthede mis wat U reg voor my plaas nie. Ons gaan gou 'n bietjie 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor moenie iets voorgee wat jy nie is nie. En dit is die deel waar ek bietjie gaan praat oor om eerlik te wees met jouself en die verskillende elemente van eerlikheid. Ek is nou weer terug. Welkom terug. Ek wil nou 'n bietjie met julle 'n bietjie gesels oor moenie iets voorgee wat jy nie is nie. En ek gaan oor 3 verskillende beginsels praat as dit kom by om eerlik te wees. So, eerstens wil ek met julle praat oor people pleasing. So, die ding is, kom ons lees eers Kolossense 3 vers 9. Do not lie to one another, for you have stripped off the old self with its evil practices. Julle, dis die eerste ding wat ons net weer moet vasmaak vir oggend. Het ons tot bekering gekom? Ja. Het ons gesê, Here, U is nou die koning van my lewe? Ja. So ons lewe nie meer vir onsself nie. Ons lewe nou deur die Gees en ons is elke dag besig om onsself in onsself te sterwe en ons manier van dinge dink en ons wêreldse menslike maniere neer te lê en te sê, Here, ek wil nie meer hierdie evil practices in my lewe hê nie. Ek wil lewe volgens U woord, want dit bring vrede, vreugde, ware geluk, contentment en satisfaction. So, daar het ons al klaar 'n paar beginsels ineengesit, maar kom ons praat 'n bietjie oor 'n beginsel wat baie keer laat jy by dit uitkom. So, as gevolg van seer en verwerping in ons lewe, gaan ons baie keer oor in people pleasing. En die ding is, mense is soos 'n klomp skape. Hulle gaan net almal in 'n groep. As die een soontoe gaan en hoeveel eksperimente het hulle al gedoen, dan sit hulle en dan begin hierdie een ou net iets randomly te doen en dan almal is in vir die game en 2 ouens weet nie wat aangaan nie. As jy weet en dan doen hulle dit ook en hulle weet nie hoekom hulle dit doen nie, want almal doen dit en dan dink hulle ook dit is wat ons moet doen. En dit is nou net weer eens, as mens net kyk die hele oorlog met die Nazis, hoe daai ding net so van pas was. En as mens kyk met tieners sal enigiets doen net om in te pas, hulle wil net nie uitstaan nie. Hulle wil in die cool groepie wees. So ons is soos 'n klop skape, ons volg net wat die meerderheid doen. Maar as jy regtig, amper wil ek sê wil uitstaan, juis wil uitstaan, en regtig by geluk en vryheid en vrede wil uitkom, kan jy nie meer so lewe nie. So populariteit is die oorsaak wat soveel mense hulle self verloor. Want hulle word dan wat van hulle verwag word om te doen, net om aanvaarding te kry. So as jy nie deur jou seer en jou teleurstellings en jou traumas en dinge gaan werk in jou lewe nie, en jou aan om daai saam te dra, en kyk, dit is ook nie maklik nie. Ek meen, ek praat baie daaroor, ek het 'n paar werkswinkels wat ek doen daaroor. Maar die groot ding is, as ons nie intentioneel na genesing gaan soek nie, dan gaan hierdie goed aan ons klou, en dan gaan jy jouself nie kan help nie, want jy gaan verslaaf wees aan aanvaarding van mense, en jy gaan dit by mense soek, en nie by die Here nie. So, om te jok, is ook actually, om iets voor te gee wat jy nie is nie. Want jy is so bang dat wanneer die mense jou gesien van wie jy werklik is, gaan hulle jou verwerp. Maar die geheim is eintlik, en dit is eintlik ook net 'n leuen van die vyand, want as jy deur jou vergifnis gewerk het, as jy gewerk het om by genesing uit te kom, as jy gaan jammers het, as jy verantwoordelikheid gevat het van jou foute, whatever jou situasie is, en jy het skoon gemaak en jy het afgesny, dan is jy nou 'n nuwe creation. So jy hoef nie meer skuldig, sleg en weg te steek nie. Dis juist die grap. Die oomblik wanneer jy skoon en reinig voor die Here staan, hoef jy niks meer vir niemand weg te steek nie. Jy het nie meer geraamtes in jou closet nie. Die oomblik as jy nog goed het wat jy moet wegsteek of dan moet jy weet, hier's dalk secret sins nog in my lewe, en ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar eintlik lewe ons dan in 'n tronk. As jy so die hele tyd moet voorgee, want jy moet die hele tyd perform. En jy sal nooit vry wees nie. So gaan jy dan net saam met die groep gaan en nie noodwendig staan
vir die waarheid nie. Soveel mense sit met onverwerkte of kon ek sê onvergewensgesindheid of met aannames of met verhoudingsprobleme eenvoudig net omdat hulle nie in die waarheid wandel nie. So wanneer jy goed beginne wegsteek van ander mense, sê nou maar jy hou daarvan om, wat kan ek nou as 'n voorbeeld te gebruik? Ek wil nou nie mense se voetode trap nie, maar jy sukkel met 'n sekere verslawing. Kom ons praat maar net so. Jy sukkel met 'n sekere verslawing in jou lewe en jy voel verskriklik skuldig daarvoor. So jy doen dit half in secret, want die mense moenie eintlik weet jy doen dit nie. Is jy vry? Het jy vreugde? Nee, daai ding gaan jou vasbind. Dit gaan jou laat depressief laat voel. Dit gaan jou wegvat van die plan en die doel en die lewe wat die Here vir jou instoor het. Dan is dit ook as mens begin nou goed wegsteek, dan begin jy aannames, dan sien jy hierdie mense, omdat jy met hierdie guilt and shame rondloop, nie? Nou praat mense casually in 'n groep. En dan praat hulle miskien oor hierdie topic, maar hulle weet nie noodwendig jy sit daarmee nie. En dan dadelik dan sê daai ding wat eintlik maar partymal maar demone is vir jou. Weet jy, sien jy hulle skinder van jou? Sien jy hulle praat agter die rug van jou? Dis oor hulle. Jy moet hulle nie vertrou nie, jy moet wegkom nou van hulle. Dan is dit eintlik mense wat jou wil help. En dadelik met aannames en verdraaide waarhede dan bring dit verhouding breek. En weet julle hoeveel skade ly dit wanneer mens so 'n maskers dra en nie die waarheid praat oor wat regtig aangaan in jou lewe nie. Dalk is jy ook bang vir die reaksie wat jy van mense kry. Miskien het jy uit 'n huis uitgekom waar jou pa baie aggressief was, of jy's in 'n huwelik waar jou man dalk nog nie geleer het hoe om emosionele regulering te doen nie en hy's baie sensitief vir enige kritiek. Jy kan niks vir hom sê nie en dan ontplof hy, jy weet, of jy's in enige verhouding wat so is. So dan hou mens terug wat jy regtig voel en wat jou regtig pla en dan wat gebeur met daai emosies? Dit bou op en op die ou en dan begin dit oor te gaan in onvergewensgesindheid. Jy het naderhand weer wrokke wat jy ronddra oor ander mense, want jy sê nie hoe jy werklik voel nie. Weet jy wat? Geen gesonde verhouding het geheime nie. Nou die dag het ons ook weer daaroor gepraat. Ek meen, ek en my man is soos 'n oop boek teenoor mekaar. Daar's geen geheime tussen my en my man nie. As jy in 'n huwelik is, as jy nou wil kom en jy wil nou regtig skade doen aan jou huwelik, moet daar geheime wees. Daai storie van my foon en jou foon en ons mag jy moet enige tyd op jou man of jou vrou se foon te kan kyk. Daar is nie so iets so secrets nie, want daai is uit die duister uit en dit is absoluut nie van die Here af nie en dit sal verseker probleme veroorsaak. Maar die punt wat ek net wil by uitkom is om eerlik te wees, ook met hoe jy is teenoor ander mense. So baie keer met people pleasing, dan praat ons nie die waarheid nie. Ons sê, "O ja, ek gaan dit vir jou doen, maar jy weet jy het nie die tyd nie of jy het nie die kapasiteit om dit te doen nie." En dan op die ou en dan moet jy vir die mense teleurstel sê, "O, skus, maar ek het nie daarop uitgekom nie." En dan gaan hulle in elk geval kwaad wees vir jou, omdat jy van die begin af nie die waarheid gepraat het nie, maar jy wou mense beïndruk het. En baie keer, soos ek ook met ons vorige reeks gepraat het, sit ons met burn-out, want ons wil die heeltyd net ja vir almal sê, want ons wil almal net beïndruk, maar op die ou ende sê jy nee vir dit wat die Here jou regtig geroep het om te doen. So kom ons lees 'n bietjie in Tessalonisense. So ek gaan eers in 1 Tessalonisense 5 van vers 14 lees. En dit sê vir ons, "And we earnestly beseech you, brothers, admonish, warn, and seriously advise those who are out of line." Nou kom dit weer eens daai ding uit van people pleasing. O, jy moet nou nie mense aanspreek nie. Don't rock the boat. Moenie niks sê nie, los hulle net. Jy gaan mense offend. Daai ding, julle hoort nie eers in die kerk nie. Die kerk moet hierdie beginsel inloop, want dan gaan daar baie meer genesing wees in die kerk, want dan gaan jy dinge kan begin uitsorteer. Want soveel compromise word toegelaat, en ek praat nie net van die kerk, praat oor die algemeen met Christenkringe, waar daar soveel compromise toegelaat nie, en dan verstaan ons nie, hoekom is daar soveel verhouding breek nie. Hy sê, you must admonish those who are out of line. Hy sê, the loafers, the disorderly, and the unruly. Encourage and
the timid and faint-hearted. So aan die een kant die wat nie maniere het nie, wat nie dissipline het nie, wat net rondhang, jy moet hulle aanspreek, sê die Bybel. Jy moet hulle nie net los hê. Daai tieners wat net so los in hulle lê in hulle kamer en niks doen nie. Mamma, pappa, jy moet hulle aanspreek. En ook natuurlik hoe ons sal dit op 'n ander stadium bietjie hanteer. Dan sê hy, help and give your support to the weak souls and be very patient with everybody, always keeping your temper. So met hierdie gesê, bring dit daai so mooi in konteks. So jy hoef nie op mense te gil en te skree en hulle uitmekaar uit te haal as hulle verkeerd is nie. Jy doen dit met 'n even temper en jy doen dit ook met patience. So hier's 'n klaar beginsel wat vir ons hier wil deurbreek. So die 101 as mens praat van gesonde grense is om definitiewe lyne te hê. Jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. En hier is waar people pleasing dadelik gaan stop. En baie verhoudingsskade gaan ophou. Want jy gaan nie meer 'n leeukuil van jou hart maak van goed wat jy die hele tyd net met 'n smile, ja, ek is okay, maar eintlik is jy ontsteld nie. En al die klas van dinge wat jy probeer wegsteek nie. Jy gaan nie meer maskers dra nie. Jy gaan weet wie jy is. Jy gaan sê ek stem nie saam met die gaan nie vir my werk nie, dit wat jy nou gedoen het was nie reg nie, dit wat jy nou gedoen het is uit lynheid, en glo vir my, mense gaan nie daarvan hou nie, want mense hou nie daarvan noodwendig wanneer die waarheid gespreek word nie, maar as jy nie gaan opstaan vir die waarheid nie, hoor bietjie wat gaan gebeur, en dit staan vir ons in Tessalonisense 2, Tessalonisense 2, vanaf vers 10 en 11. And by unlimited seductions of evil, and with all wicked deception for those who are perishing, because they did not welcome the truth, but refused to live in that they may be saved. Nou, the truth is weer hoofletter Jesus. Nou die truth is nie net Jesus nie, dis alles waarvoor Jesus staan, dis oor sy teaching, dis oor sy commandments, dit is wie hy sê jy moet wees. As jy dit nie gaan gehoorsaam nie, dan sê hulle die woord, therefore God sent upon them a misleading influence, a working of error and a strong delusion to make them believe what is false. En daar's 'n ander skrif wat in die Bybel sê van, God will give you according to the idols of your heart. So wanneer jy mense die heeltyd gaan please, wanneer jy nie 'n God pleaser is nie en jy's 'n people pleaser, dan gaan jy naderhand in delusion ingaan. Dis eintlik wat die woord vir ons sê. So die eerste waarheid wat ons in moet wandel, is om op te hou om te lieg oor of vir ander mense, aannames te maak, en jy praat die waarheid, en natuurlik is dit you speak the truth in love. Maar die ander beginsel wat ons ook moet onthou is, om reguit vir iemand te sien, as jy sien daar, iemand kyk jou funny of iemand het iets, nie net aannames te maak nie, want that is the secrets waarvan ek praat. Nou is jy net te bang om daai ene aan te spreek, so jy hou dit vir jouself. Plaas dat jy na die persoon toe loop en sê, hey, ek het hierdie en hierdie gehoor. Is dit die waarheid dat jy dit gesê het? Of ek sien jy kyk my vreemd uit, is daar iets wat ek gedoen het wat jou ontstel het? Hoekom is ons bang om hierdie goed aan te spreek? Weet julle wat, dit is baie keer 'n trap van die vyand, want hy wil delusions en misverstande en onenigheid bring. So ons gaan nie meer toelaat dat hy dit mee doen in ons lewe nie. En dit is 'n beginsel wat ek nou deel, dit het dalk nou niks te doen met die doelstellings so nie, maar dis sekere goed wat ons moet verstaan, hoekom ons partymal nie by ons doele uitkom nie, want daar's sekere karaktereienskappe wat ons nie opvolgens lewe nie. So die 12de beginsel wat ons moet verstaan is, hou op om mense te beïndruk en 'n pleaser te wees, want anders dan gaan jy nie by jou doele uitkom nie, maar die heeltyd moet word en wees wat ander mense van jou verwag om te wees. Die volgende beginsel as dit kom by om die waarheid te vertel is, hou op jok, of letterlik hou op lieg. Want weet julle wat, soveel mense jok so allank met wit lintjies hier en wit lintjies daar, dat dit vir hulle amper normaal geraak het. Hulle kom nie eers agter mee, hulle lieg nie en hulle glo nader aan hulle eie leuns. Maar
die ding van leuns is, en is veral by kinders, kyk, kindertjies kan maar partymal lieg, en hulle kan goetertjies verdraai vir sekere redes, en ons sal nou daaroor praat, maar hoor net hoe belangrik is dit vir die Here, en dit is in Spreuke 6, en ek gaan 16 en 17 lees, en eintlik kan jy 18 ook lees, maar ek gaan nou net 'n gedeelte van daai hele beginsel lees, so Spreuke 6 vers 16 sê, These 6 things the Lord hates. Indeed, 7 are abomination to him. A proud look, wat nou nogal baie interessant is, wat ons laasweek ook oor gepraat het, en hoor hoe beskryf hy dit, the spirit that makes one overestimate himself and underestimate others. En dan sê hy tweedens, a lying tongue and a hand that shed innocent blood. En nou gaan hy mos nou aan. Maar 'n lying tongue is een van die grootste dinge wat die Here nie kan hanteer nie. Nou 'n lying tongue is ook kinderstories. Wanneer jy stories van ander mense oorvertel, met die intensie om hulle sleg te maak, om hulle af te breek, om hulle af te kraak, omdat jou motief van jou hart evil is, as ek dit nou reguit kan sê soos wat dit is, want kinderstorie is gewoonlik uit 'n gees van jaloesie, of wanneer jy voel jy is beter as ander, en nou wil jy nou daai ander persoon wat nou so gelukkig is afbreek, en weet julle hoeveel kinderstories het al mense se lewens geruïneer. So die gevolge van skinder en leuns te vertel is ongelooflik skadevol. My dogtertjie het op laerskool 'n spesifieke, ek moet nou nie eers maatjie sê nie, want sy is nie regtig 'n maatjie gewees van die begin af nie, maar lank en kort wat aanhoudend liegstories oor haar vertel het, verskriklike liegstories en manipulerend, as my dogtertjie nie wou doen wat sy sê nie, of sy het haar aangespreek en van gesê, skus, ek kan nou nie meer met jou maatjies wees nie, want jy's onveilig. Jy jok, jy verdraai goed, allerhande goed, dan sal sy in die skool rond klomp stories van my kind versprei, wat vir 2 jaar amper haar lewe geruïneer het. En dit is ongelooflik skadevol, wanneer mense intentioneel van ander mense lieg. En dit ook te doen, om intentioneel daai beeld van daai persoon by ander mense af te maak. So Spreuke 14 vers 25 sê vir ons, a truthful witness saves lives. So wanneer kom en jy praat die waarheid, dan red jy letterlik lewens. But a deceitful witness speaks lies and endanger lives. Jy kan letterlik gevaar wees wanneer jy leuns vertel. En baie keer is dit ook dat mense nou nie lieg omdat jy jaloers is nie, en jy lieg nie oor, baie keer jok ons maar net, en dis wat ek nou van praat, van kinders wat jok, want hulle is bang, hulle kom in die moeilikheid, so dit is, jy wil jouself beskerm. Maar die ding is, ons moet altyd vir die waarheid staan, al is dit hoe moeilik, en al is dit wat se konsekwens, en al staan jy alleen, want op die ouende, justice will be served. Want dis juis vir die wat die truth tellers is juis vir die wat die guts en op om te staan, wat nie bang is van wat mense gaan sê nie bang is vir die verwerping nie, wat deurbreek, wat die sukses behaal, want hulle het geleer, hulle kan alleen staan vir die waarheid, hulle het niemand anders te nodig nie, hulle het nie, want gewoonlik die mense wat die loude skree, praat nie altyd die waarheid nie, en dit is wat ons moet besef. Daar's 'n verskriklike aggressiewe gees wat vandag ook in ons kultuur is, wat uitskree vir die leuen, en almal is net geïntimideer en sit net terug en sê, okay, dan moet dit seker maar die waarheid wees, maar hulle gaan nie volgens die waarheid van God se woord nie, en dit sal altyd by deception, en altyd by hoe kan ek sê, slavery uitkom. Jy sal altyd gebind wees, want as jy 'n mense leuen, en maar is eintlik maar 'n demoniese leuen glo, sal dit jou lewe ruïneer. En dan die laaste deel wat ek by wil uitkom, voor ons weer breek gaan vat, oor om in die waarheid te wandel, is oor die secret sins in ons lewe. En ek wil net so kort 'n oombliekie hier by stil staan, julle, want in die begin van die jaar mag ons net weer ons harte skoon maak. Mag ons net eerlik wees met onsself en sê, hey, dra ek vrug? Of is ek besig
om secret sins en klein sondetjies in my lewe te justify, want ja, ons almal het maar ons plesiertjies, of ons almal is maar net mense, en daai klomp leuns wat die vyand nou al vir ons gesê het, te glo, moet ons nou afsny. Nee, jy's 'n kind van die Here. You have no evil, geen evil begeertes meer nie, en ons staan vir dit wat reg is. Want dit is so hartseer. Op Sondag is ons hoogheilig, en dan, en ons is voor in die kerk, en ons is diakens, en ons dien op die kerkraad, en ons lei die Bybelstudie groepie, maar ou maat, agter die deur is dit 'n gevloek en 'n geskree, en absoluut 'n ander lewe wat ons lewe. So om voor te gee, wat is die grootste hipokrisie wat daar seker kan wees. Hierdie secret sins wat ons agtertoe die Here dra. Daai hele storie van wat in hierdie familie bly net in die familie. As jy nie koninkryk van die Here het, lewe, hoef jy nie meer secrets te hê nie. Jou familie jy moet vir mense kan sê, jy kan enige tyd by my gesin aanstap. Wat jy kry is wat jy kry. Hier lewe ons in die waarheid. Hier expose ons die waarheid. Hier staan ons nie terug vir die duiwel en sy leuns nie. En dit is die tipe karakter wat ons hierdie jaar moet ingaan. So, jy het hierdie valse lewe, jy gee voor by die kerk, jy is hierdie wonderlike mens, maar onthou, die Heilige Gees kan jy nie flous nie. Hy sien oral waar jy is. So, ons dink mense kan ons nie sien nie, maar hallo, vir wie moet ons beïndruk? Ons moet God beïndruk. En dis vir hom wat jy altyd oral dieselfde moet wees. So die een wie se opinie die meeste geld, is God se. En dit is hom wat ons moet beïndruk. En dis hoekom jy moet letterlik op 'n punt kom en kyk, ek sê nie almal van ons have arrived nie, en ek sê nie almal van ons is hoogheilig nie. Dit gaan oor om te gesanctified te word. Die punt is, as ons sukkel met sekere goed, en jy is dalk nog 'n baba Christen, en jy het nog goed om deur te werk, obvious gaan jy nog baie issuekies hê, kan ek sê. En dis okay. Die punt is net, ons moet dit nie justify en sê, ons kan maar aanhou daarmee nie. Solank ons doelbewus verbeter, afsny, groei, en word wie die Here wil hê ons moet wees. Hebreërs 4:13 sê, and not a creator exists that is concealed from his sight, but all things are open and exposed, naked and defenseless to the eyes of him with whom we have to do. So die ding is, jy beskadig eintlik net jouself wanneer jy dit probeer wegsteek en dit probeer justify. Ons moenie meer die varkies in die hok toelaat nie. Varkies uit, parels binne. So ons moet al die varkies uitjag en sê, luister, jy gaan nie meer deel wees van my lewe nie. Want onthou al hierdie secret sins, wat doen dit op die ouende? Dit bind jou net vas. Spreuke 8:13 sê ons, the reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride, arrogance, the evil ways, and the perverse and twisted speech I hate. So jy moet op 'n punt kom wat jy sonde haat met alles wat in jou is en dit probeer uitsny. Want onthou, ons is nou nuwe skepsels en ons moet die hele tyd sê, Here, kom maak my nuut. In 1 Korintiërs 4:5 verduidelik dit vir ons 'n verskriklike belangrike beginsel, want op die ou end, onthou, wanneer ons eendag daar voor die Here gaan staan, wat gaan hy na kyk? En hier begin hy in 1 Korintiërs 4:5, hoor dit wat sê, so do not make any hasty or premature judgment before the time when the Lord comes again, for he will both bring to light the secret things that are now hidden in the darkness, and disclose and expose the secret aims, motives, and purposes of the heart. So, elke ding wat in die donker gedoen word, glo vir my, dit gaan expose word. Dit het 'n manier om uit te kom. Die duiwel wil altyd vir jou lieg en sê, ag weet jy wat, hierdie secret affair, niemand gaan daarvoor uitvind nie. Dit kom altyd uit. En dan is dit soos 'n suicide bomber, wat alles en alom hom vernietig. En julle wil ons dit doen.
Want op die ou ende gaan dit oor die secret aims. Jou secret aims, jou motief van jou hart, jou doele, jou purpose is in jou hart. En hoekom ek hier op stil staan vanoggend is, want jy kan geen doel najaag of geen motief najaag as jy nie eers 'n pure motief in jou hart het nie, want dan gaan ons idols najaag en nie goddelikheid nie. En hy sê, then every man will receive this due commendation from God. So op die ou ende, waarna kyk God? Die Here soek een ding en dis jou hart. Jy kan hoe voorgee, jy kan hoe in wat se leierskap wees, jy kan, soos 'n fantastiese voorbeeld, en dankie Vader, hierdie man het repent en hy het heeltemal omgedraai, is Carl Lenz. Dis vir my eintlik so 'n mooi storie van redemption. Kyk daai mannetjie en jog, dit was ook maar baie brokenness wat hy nie deurgewerk het in sy lewe nie, wat veroorsaak het dat hy hierdie groot public vol gehad het, kan ek sê. Een van die grootste kerke gehad op 'n stadium in die wêreld. En hy het dit net gedryf en net gehardloop en sy hart was, hy wil mense help, maar die arme man kon homself nog nie eens gehelp het nie. En toe die groot val kom, het die hele kerk hom net so gelos. Boom. Maar dank die Vader, hy het die insig gehad om nie sy rug teen die Here te draai nie. En nou het hy en sy vrou so 'n mooi getuienis, waar hulle gekom het en hy sien dit nou vir wat dit is, en hy besef nou, jy kan nie hierdie secret sins net in jou lewe toelaat nie, it will destroy you. Want hoor bietjie wat sê Openbaring, en dis in Openbaring 20, vanaf vers 12 en 13, en ek wil net so 'n paar stukkies lees, is 'n hele stukkie, dan praat hy van die eindtye, of nee, ekskuus, wanneer jy nou op judgment day is, nie? I also saw the dead, great and small, they stood before the throne, and books were opened. Then another book were opened, with the book of life, and the dead were judged and sentenced by what they have done. Their whole way of feeling, acting, their aims and endeavors. So waarop gaan jy gejudge word? Nie oor jou suksesse nie. Nie oor hoeveel rand jy in die bank het nie. Nie oor wat se kar of wat se niks. Jy gaan gejudge word oor jou feelings. So dit wys dit hoe belangrik is om jou feelings te beheer en te kontroleer, nie? Jou actions, jou aims en jou endeavors. En dan gaan hy verder in according with that was recorded in the book. En dan praat hy van die dooie wat uit die see uit opgekom het en alles, en sê, and all were tried and their cases determined by what they have done. En dit is nou wat ek by wat uitkom. En dan sê hy, according to their motives, aims and works. So die lank en die kort is, wat is die motief van jou hart? So, ons gaan net gou 'n bietjie breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat van om die waarheid te vertel in liefde, en hoekom dit so belangrik is om in die waarheid te wandel. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie oor om in die waarheid te wandel. En die groot ding as dit kom by waarheid is, ons moet weet daar moet 'n balans wees. Ander mense is weer so eerlik dat hulle weer glad nie ander mense in ag neem nie. En ons moet altyd die beginsels van die Here toepas in elke ding wat ons doen. Ons kan nie meer in die leuen lewe nie, ons kan nie meer people pleasing doen nie, maar wanneer ons die waarheid vertel, met watse gesindheid doen jy? En dit is wat ons nou net oor gepraat het van die motief van jou hart. Doen jy dit uit 'n gesindheid van ek wil nou vir jou op jou plek sit, wat dan eintlik maar pride is? Of ek weet beter, pride? Of doen ons dit met 'n nederige gees? En dit is wat ons altyd moet onthou. En dis hoekom ek hierdie spesifiek ook wil noem, want wanneer jy secrets het, wil ek amper jou aanmoedig om juis nie weg te hardloop nie, maar na iemand wat veilig is, dit met te gaan bespreek. Want die Bybel sê, admit your faults and your slips and your sins to one another so that you can be healed. Nie vir jouself hou nie, en dis wat die duiwel wil. Jy moet alleen daar in die hoekie sit, krepeer in jou eie sonde, want jy is te skaam om vir mense te sê, luister, maar ek sondig met hierdie ding. En ek het al horribale stories gehoor in van ons berading sessies, en die een keer het ek
anders na daai persoon gekyk nie. Ek was soos in, well done, laat jy die erken het. Dit moes verskriklik gewees het om dit vir iemand te vertel, maar nou kan jy vrykom. Nou kan ons die simpel vyand afsny en hy kan nie meer jou vashou nie, want the secret is out. En dit is wat ons moet besef. En ja, jy kan nie enigiets vir enige iemand vertel nie. Kom by iemand uit wat veilig is. Efesiërs 4 vanaf vers 14 tot 15 sê, So then, we may no longer be children, tossed like ships, to and fro between chase, girst, and teachings, and wavering with every changing wind of doctrine, the pride of, nou gaan hy net aan met dit, en dan wil ek sê, and every shifting form of trickery, in inventing error to mislead. So die groot ding wat hy nou hier praat van ons, is nie meer soos kinders, wat net elke ding wat ons hoor net glo nie. Wat getrickerien, weet, want baie keer mense, hulle lieg vir jou en manipuleer vir jou, en dan word ons mislei, ons kom hier by die waarheid uit, en dan sê, en dit is wat ek by wil uitkom. Rather, let our lives lovingly express truth in all things, speaking truly, dealing truly, and living truly, en dit is waarvan ek praat. En dan gaan hy verder en hy sê, and filled in love, let us grow up in every way and in all things into him, who is the head of Christ. Julle, ons moet al hierdie onnodige goedjies afsny. Al hierdie leuns wat ons so saam met ons dra, ons moet dit begin onderskei. Want onthou, die vyand kom met leuns om jou vas te vang. Maar die Here kom met sy waarheid, wat 'n hoofletter is met Jesus, om ons vry te maak. En dit is hoekom dit so belangrik is, ons moet in die waarheid wandel. Ons moet dinge in die lig bring. Ons moet goed expose. En dit is vir my partymal skokkend hoe jy tot in die kerk, wanneer jy die leuen expose, of jy begin te expose wanneer mense byvoorbeeld uitlynheid is, of verkeerde goed doen, hoe die kerk partymal dit wil beskerm, en dan as ek soos in, wat? Nee, ons moet juis hierdie goed aanspreek. Ons moet juis, want ons is altyd bang, nee, maar ons gaan aan mense skade. Weet jy wat? Die waarheid kom uit op 'n ander manier. En juis ons wat in die kerk is veronderstel om te fight for justice, om op te staan vir regverdigheid, vir mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie. Ons moet die victims beskerm, ons kan nie die victims probeer oortuig, ag nee, weet jy, dit was nie so erg nie, miskien het jy dit verkeerd beleef, miskien is jy 'n bietjie oorsensitief. Nee, dis presies hoe die vyand partymal sy sondes en dit wat hy verkeerd doen probeer justify, né? In Efesiërs 4 vers 25 sê vir ons, therefore reject all falsity and being done now with it. Let everyone express the truth with his neighbor, for we are all part of one body and members of one another. Met ander woorde, wanneer jy nie in die waarheid wandel nie, is daar ook nie eenheid nie. En nou wonder ons, hoekom is daar soveel bekleierery en strife en familiebekleierery en goeters, want baie keer word die waarheid nie gepraat nie. So hoeveel keer hou ons die waarheid terug, want in die eerste plek is ons bang, ek weet nie, partymal is dit net, ek het nou so beleef dat mense partymal, as hulle maar net daai ding vir daai persoon gesê, dan was daar minder misverstande, dan was daar minder verhouding breek, dan was daar nie aannames nie, dan was daar nie, soos wat ons nou gepraat, baie keer hou mense te goed terug, want jy is dalk jaloers, of dalk is jy skynheilig, of jy is dalk trots, of jy is dalk bang vir 'n mens se reaksie. Al daai is swak verskonings. Wanneer jy die waarheid weet, you expose it. Ek sê ook nie jy moet jou neus in almal se sake indruk nie. Ek praat nou spesifiek wanneer die Here vir jou iets geopenbaar het en hy het dit dalk vir jou spesifiek kom openbaar in 'n werksgeleentheid of tussen verhoudings, en dan kom jy agter, maar luister, hierdie persoon verstaan hierdie storie so, maar hierdie persoon verstaan dis wat eintlik gebeur het en jy kan die antwoorde bring. Dan moet mens dit doen, want mens moet die hele tyd probeer groei en verhoudings bou en die waarheid vir mense bring. So, soos ek nou nog gesê het, baie keer is ons people pleasers, en dan doen ons net, of ons sê net, wat ons wil hê ander mense moet hoor, en dan jok ons eintlik, en dan is ons eintlik kwaad vir hulle, omdat ons gejok het, maar aan die ander kant, dan kom die mense ook agter, maar jy het gejok, en dan is hulle weer kwaad vir jou. So dis hoekom dit ook so gevaarlik is, om in people pleasing te wees, en nie die waarheid te praat nie. So dis beter om eerder
altyd van die begin af eerlik te wees. En van die begin af te sê, weet jy wat, hierdie gaan nie vir my werk nie. As wat mense dan later ongelukkig is en later, dan gaan hulle jou nie meer vertrou nie. So die 13de beginsel is, praat altyd die waarheid in liefde. En voor ons 'n breek vat, wil ek net gou weer afeindig met die hele storie van om eerlik te wees met jouself. Want baie keer, soos ek gesê het, is dit dat ons so lank al jok, en nou kom ons nie eers meer agter, dat ons nie meer in die waarheid wandel nie. So Spreuke 21 vers 2 sê vir ons, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs and tries the heart. En hier kom dit weer eens terug, die werklike motief van jou hart. Baie keer het ons 'n verkeerde uitkyk oor die lewe en oor onsself. En ons moet onthou, jy sien nie die wêreld soos wat dit is nie. Jy sien die wêreld soos jy is, deur jou gebroke bril. Ons kan baie keer nie ons eie trots raak sien nie. En daarom het ons mense in ons lewe nodig, wat partymal vir ons secret sins of ons karakter kan expose, want baie keer dan dink ons, o nee, daar's niks fout met my nie, ek is so hoog heilig, ek weet alles, ek lewe die pad, en baie keer is ons in religion, en dan mis ons dit, en dis hoekom die woord sê, yster slyp yster. En dis ook waar die man en die vrou inkom, want die vrou help haar man op die pad, en die man help haar vrou op die pad, maar die beste empire wat ons kan hê, is natuurlik die Heilige Gees. Daai alarmpie wat jou waarsku, daai jou conscience wat vir jou sê, luister, jy's nou uit lyn uit. Dit wat jy nou doen is nie reg nie, en ons moet weer leer om vir dit te luister. So ons moet elke dag onsself deur God se woord verander en sê, Here, wat is uit lyn uit my lewe? Want baie keer het ons soveel dysfunksionaliteit in ons lewe. En ons het dit nou so gejustify. Ons dien die Here, ons is lief vir die Here, maar as ons kry, dan sê ons, o, weet julle wat? Ek weet, my lewe is nou nie so uitgesorteer soos julle lewe nie, en is half of as dit wil justify dat dit okay is om in dysfunction te lewe. Nee, kyk, ek sê nie, ons gaan nooit dysfunctionality in ons lewe nie. Almal van ons het al eers dysfunctionality in ons lewe gehad, maar dan word jy groot. Jy kan nou begin self besluite neem. Jy moet begin verantwoordelikheid vir jou lewe vat, en dan moet jy sê, Here, ek gaan nie meer hierdie dysfunctionaliteit in my lewe toelaat nie. Nie by my tieners nie, nie by my werk nie, nie met my doen en late nie. Here, ek gaan begin strewe om by gesondheid en genesing uit te kom. Kom ons lees 'n bietjie Efesiërs 5 vers 26, en dit sê vir ons, so that he may sanctify her, having cleansed her by the washing of the water of the word. Mag jy elke dag hierdie jaar jou hart was met die waarheid van God se woord. En ek wil net afeindig en bietjie praat oor Dawid, want kyk, die mannetjie is 'n baie goeie voorbeeld as dit kom by washing of the word, en hy was ingetap in die woord, en sy psalms, ek meen, ons kan oor en oor, hierdie jaar kan jy sommer weer begin by Psalm 1, jy kan hom weer, jaar in en jaar uit, mens word net nie moeg vir dit nie. So, julle ken al die verhaal van Dawid, waar hy op 'n stadium waar Saul hom nou gejag het, en op 'n stadium toe hulle mos nou so rondgetrek, en op 'n stadium toe was hulle in geveg, en ek kan nou nie onthou wat se army was dit nie, maar dis een of ander Amalekite, of een of ander iemand, wat gekom het, en hulle toe, ek weet dit was by Gilgad, en toe hulle al hulle vrouens en hulle kinders gevat as gevangenisse, en toe die manne weer terugkom by die kamp, dis alles afgebrand en die vrouens en die kinders is weg, en hulle was so kwaad vir Dawid, dat hulle hom wou stenig. Maar in dit, so tot die manne wat, kyk, hy was klaar, Saul het hom gejag, en Saul wil hom doodgemaak het, maar nou het hierdie manne, wat veronderstel is om hom te beskerm, en nou sy tribe te wees, tot hulle toe teen hom gedraai, en hy was doksie alleen. Maar hier het hy al besef, luister, ek het net die Here, en waar het hy hierdie geleer? Daar alleen in die veld,
waar hy skaapwagter was, waar niemand hom gesien het nie, waar hy niemand kon beïndruk nie, moes hy daai leeu doodmaak en daai beer doodmaak. En toe kon hy die Goliat voor al die mense doodmaak. So, sy geloof het hom gedra deur sy moeilike tye in sy lewe. Hy het eenvoudig teruggeval op die visie en die doel wat die Here vir hom gegee het. En toe het hy gesê, okay, luister, kom, kry julle swaarde, kry julle goed, ons gaan hierdie vrouens en die kinders terugkry. En net God kan vir jou die krag gee om verby die offens te kyk. Ek meen, want hoe offended moes hy nie gevoel het, toe hulle nou ook vir hom sê, luister nie, ons gaan vir jou nou doodmaak, want dis nou jou skuld wat al hierdie goed gebeur. Maar hy het die visie verstaan. Hy het geweet, hy's gesalf as koning, so hy het geweet, maak nie saak wat met my gaan gebeur nie. Ek moet lank genoeg lewe, want die Here het gesê, ek gaan koning word. En hy het deurgedruk, en hy het die visie en die missie nagejaag, want dit is waarop sy fokus was. So sy vermoë om homself te versterk in die Here, het dit vir hom moontlik te maak om deur te druk wanneer dit letterlik amper sy lewe gekos het. So het dit gebeur dat hy nie eers die geveg wat, as jy nou kyk, toe die geveg was Saul en Jonathan doodgemaak word. Hy was nie daar met die Filistyne nie. Dit was letterlik of dit God sent was, dat Dawid nie in daai geveg moes gewees het nie. Want Dawid moes 'n legacy nagelaat het. Want hy was die voorvader van Jesus. En gaan kyk gerus Son of David. Oeg, dit is so 'n mooi uitbeelding van Dawid se verhaal. So oor sy karakter het hy soveel guns by God gekry. Want weer eens sy motief van sy hart was ingestel om God te please. En soos Jesus ook vir ons gewys het, jy kry guns wanneer jy deur die toetse druk, deur daai moeilike tye gaan. En jy vertrou is op die Here, maak nie saak wat met jou gebeur nie. So die duiwel sal altyd ons aanval op die woord en op die waarheid en op jou doel. Hy sal die hele tyd dit bevraagteken. Het God gesê? Het jy dit in jou? En dit is partymal die toets wat ons moet fight vir ons destiny. Maar toe Jesus in die wildernis was, het hy vol van die Heilige Gees, kon hy opstaan en hy kon die volgende sê, en dit is in Lukas 4 vers 1, Then Jesus, full of and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Holy Spirit. So, hoe het hy van die wildernis af teruggekom? Want hy deur die Heilige Gees het hy gelewe en gestaan en gesê, Here, ek staan vir die waarheid en dit is hoekom ons moet vir die waarheid fight. Maak nie saak wat waar om ons aangaan nie. Want ons moet die visie verstaan, ons moet die missie verstaan en ons moet nooit probeer om dit in ons eie krag te doen nie. So ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ek 'n bietjie stil staan en ons gaan 'n bietjie praat oor self-promotion, want dit is ook om eerlik te wees met jouself, want jy kan nie jouself promote nie. Jy moet toelaat dat die Here die regte deure op die regte tyd oopmaak. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil nou 'n bietjie verder praat oor om eerlik te wees met jouself. En die ander aspek is, ons moet nooit oorgaan in self-promotion nie, want self-promotion verminder eintlik jou waarde en dit maak dit nie meer nie. Want baie mense dink, hulle moet die hele tyd hulle self vir ander mense bewys. Maar kom ons lees gou eers voor ek verder praat in Filippense 3 vers 9. And that I may actually be found and known as in him, not having any self-achieved righteousness that can be called my own, based on my obedience to the Lord's demand, but possessing that genuine righteousness which comes through faith in Christ, the Anointed One, the truly right standing with God, which comes from God by saving faith. So,
Dit gaan nie oor hoe oulik jy is en hoe geestelik jy eers is nie, want die oomblik as jy moet bewys hoe oulik jy is of bewys hoe geestelik jy is, dan gaan jy dadelik oor in performance. En soveel mense lewe in 'n performance mentaliteit en voel dat hulle die heeltyd iets vir die mense om hulle moet bewys. En daai kom ook maar net uit rejection uit van jou kinderdae, wat jy dalk, dit is verskillende redes en ek wil nie daarop ingaan nie, maar baie keer is dit maar die root van hoekom ons so perform. Maar dan sal jy nooit vry wees nie. En ook nooit regtig jouself wees nie. En dis ook maar 'n manier van 'n masker te dra. Jy kan die heeltyd net, of jy probeer dan net die heeltyd dink, wat wil hê mense moet ek wees? En dan is jy dit. So dit is 'n brand of 'n look en dit gee dan vir jou identiteit. En dis maar altyd leeg en sal nooit volhoubaar kan wees nie. Want as jy begine weet en verstaan wie jy in die Here is en wie hy vir jou is, dan hoef jy niks vir niemand te bewys nie, want jy is net. Jy hoef nie eers raak gesien te word nie. Mense hoef nie vir jou accolades te gee nie. Jy hoef geen erkenning te kry van mense nie, want dit is nie meer vir jou belangrik nie, want jy weet jou ware reward is by die Here. So kom ons gaan lees 'n bietjie in Romeine 12 en ek gaan net gou vir ons eers vers 3 lees. For by the grace, the unmeritable favor of God given to me, I warn everyone among you not to estimate or think of himself more highly than he ought to, not to have an expirational opinion of his own importance, but to rate his ability with sober judgment. En dis waarvan ek praat van, wees eerlik met jouself, wees sober judgment, each according to the degree of faith appointed by the Lord to him. En dit is daai punt van elkeen van ons het ander abilities gekry, het ander gawes gekry. So wees jy net getrou in dit wat jy gekry het. Moenie meer dink van, ek het meer as jy, ek is belangriker as jy nie. En dan gaan hy verder in Romeine 12 vers 16. En dit is wat ons by wil uitkom. Live in harmony with one another. Do not be haughty, snobbish, high-minded, exclusive. En julle, hoe algemeen is dit vandag waar jy exclusivity kry? Hierdie mense is so, hulle het hulle groepie en hulle het hulle klik. Daai is nie goddelik nie. Dit staan vir ons duidelik. Jy moenie dink jy's beter as ander en 'n snob wees en jou eie weet net ons is exclusive nie. But readily adjust yourself to people, things and give yourself to humble task. Never overestimate yourself or be wise in your own conceit. En hierdie gaan hand aan hand oor wat ons laasweek oor gepraat het, maar ek wil dit ook net in konteks sit. As dit kom by truth telling, is om te vra, het ek regtig humility in my hart? Here, die kern van alles wat ek moet doen in die lewe, moet 2 wees. Liefde en nederigheid. Daai 2 gaan hand aan hand. Want soos jy daai 2 beoefen in jou lewe, sonder om 'n lae selfbeeld te hê, sonder om 'n wurm te wees, sonder om 'n victim te wees, net gewone nederigheid en liefde, dan het jy die grootste mag in hierdie wêreld, want dan kan jy enige iets amper word, want dan het jy die karakter ontdek om enigiets te wees wat die Here wil hê jy moet wees. 1 Petrus 5 vers 6 is, therefore humble yourself, demote, lower yourself in your own esteem under the mighty hand of God, that in due time he may exalt you. En soos ons gepraat het, is dit, nederigheid is die pad na sukses. So wees eerlik met jouself en oor hoe jy dink oor jouself. Dink jy dat jy beter is as ander mense? Kom dan by die Here uit en erken dit en repent en sê, Here, jammer dat ek dink ek is beter as ander mense. En dit is ook een van die dinge wat ek oor praat van om uit jou eie pad uit te kom. Want jy het nie altyd al die antwoorde nie en jy is nie so oulik as wat jy dink nie, as ek dit nou so kan stel, want op die ou ende is mens in vandag se lewe is daar soveel selfpromoters op
Instagram. Jy kan net gaan kyk. Jy gaan in hulle Facebookblad en is dit foto's van me and myself. En julle wat sê dit? Dit sê nie eintlik enige iets nie. Dit bring niks 'n lewe of hoop vir enige iemand anderste nie. Maar wanneer ons godly principles op fokus en ons begin dit vir die mense om ons gee en wees en lewe, dan gaan dit nie meer oor jouself wees nie. Dan gaan jou prentjies begin anders lyk op Instagram. Dis nou sommer net 'n grappie. Maar die 14de beginsel wat ons moet na kyk as mens werk na 'n doel toe is, moenie jou eie stert prys nie of don't promote yourself. Laat die Here vir jou die regte deure op die regte tyd oopmaak. Ons gaan net gou-gou weer 'n preek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat van procrastination en hoekom mense die hele tyd verskonings maak en dinge die hele tyd uitstel en nooit by die dinge uitkom wat mens altyd wil doen nie. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat nou 'n bietjie oor, ons het nou gepraat al om eerlik te wees met jouself en ook oop te wees, dat die Heilige Gees vir jou kom wys waar moet ons aan werk in die begin van hierdie jaar, sodat ons by dit kan uitkom wat die Here vir ons instoor het. So, die volgende beginsel is baie belangrik. So, as jy die hele tyd gaan verskonings maak, gaan jy nooit by jou roeping uitkom nie. Or you will find a way, or you will make an excuse. Solank as wat jy verskonings maak vir dit wat nie reg is in jou lewe nie, kom jy nêrens nie en jy doen net jouself in. Jy sal net daar, jy sal daar bly, you will be stuck there, of jy gaan daar vasgevang wees. Jy gaan nie kan groei nie, jy gaan nie kan verbeter nie, jy gaan nie kan leer nie en jy gaan ook nie kan lewe nie. Dink net bietjie aan die talente. Daai verhaal wat Jesus vertel het. En daar was 3 verskillende mense vir wie hulle talente gegee het. 2 van hulle was proaktief en hulle het hulle talente vermenigvuldig. Maar die een het letterlik sy talente begrawe. So wat leer hierdie beginsel vir ons? En as daar een ding is wat jy die hele tyd ook in die woord kan lees, is die Here kan leegheid en onaktiwiteit, hy kan dit nie vat nie. En is een van die goed wat vir die Here verskriklik belangrik is dat ons nie idle moet rondsit nie. Want in idleness en leegheid en gemak en jy wil net die hele dag sloer en jy wil nie goed doen nie en jy stel die hele tyd goed uit, dis onstabiel en jy gaan nooit doelgerig so kan lewe nie. So jy kan net groei en genesing kry as jy gaan begin eienaarskap vat van jou lewe en die keuses wat jy maak in jou lewe. Jy moet nou al die selfdissipline leer om nee te sê vir jou vlees. Want onthou, om die vlees te volg is die lekkerste en die maklikste, the easy way out. Maar dit is nou juis the path of the least resistance. Dit is partymal moet jy opstaan en dis dalk nie lekker nie. Maar jy moet vir jouself ook onthou, of jy gaan nou betaal of jy gaan later betaal, jy kies. Dis dalk nou moeilik om vroeg op te staan en hard te werk, maar eendag gaan jy die vrug van jou arbeid blik. Of jy kies gemak en jy's lui, en dan op die ou en dan verloor jy jou besigheid en sit jy met niks en dan kan mense ook jou nie meer vertrou nie, want jy is nie standvastig en faithful in die little wat die Here vir jou gee om te doen nie. So ons gaan nou 'n bietjie kyk na 5 redes hoekom mense die heeltyd uitstel. Nou kom is dit so belangrik om hierdie beginsel te verstaan, want dit kan jou destiny steel. Dit steel jou vrede en jou geluk en dit bring onnodige frustrasie in mense lewe. En soos wat ek nou ook vertel het van Miles Monroe, is daar duisende drome en visies wat in begrafplaas lê, wat mense nooit by hulle destiny uitgekom het nie. Want vrees en goeters wat die hele tyd jou aandag aftrek, keer dat jy by dit uitkom wat die Here vir jou instoor het. En dan mis mens soveel uit. Mense mis dit om
eenvoudig net omdat hulle nie die geleentheid wil vat nie, soos wat ons nou nog gesê, baie keer kom 'n geleenthede oor jou pad en dan vat jy nie die geleentheid nie. Want hulle sê die hele tyd, o nee, ek's nog nie reg nie, of ek is dit, of ek is dat. Hulle het altyd 'n rede hoekom 'n ding uitgestel word. Maar ek wil net vir jou vra, sien nou jy's een van die mense wat die hele tyd procrastinate, nê? Jy moet dit eintlik bietjie gaan dagboek. Sien nou jy het gesê, ja, ek wil begin oefen. En jy het nou al lank, ek wil begin oefen. Ek wil begin oefen. Is dit nou al 'n jaar later? Is dit nou al 2 jaar later? 3 jaar later? En jy het nog steeds nie begin nie. Onthou, baie keer wil die vyand jou weghou van wat jy geroep is om te doen. En hy wil dit kom steel. Jy weet wat jy moet doen, maar baie keer is dit net so moeilik om oor te gaan in aksie. En dit is dan wat mens dan moet begin identifiseer in jou lewe. So wat is 'n procrastinator? Dis iemand wat iets uitstel, intentioneel en aanhoudend. En dit is presies, dit is die verskillende maniere hoe dit manifesteer is partymal mens sal altyd laat wees, of jy betaal altyd laat, of jy kom altyd net so op die nippertjie daaraan, of jy take en dit lê daar, jy het sekere goed, jy koop 'n nuwe kit en jy wil byvoorbeeld candle making doen en jy koop alles, maar jy doen niks meer daarmee nie. En dan koop jy weer al die goed vir scrapbooking en dan lê dit net en jy doen net niks daarmee nie. So mense wat die hele tyd uitstel, is eintlik maar optimisties kan ek sê, want hulle dink dinge gaan uit die bloute uit gebeur. En baie keer is dit hulle het so 'n idee dat dis alles maar net luck. As dinge uitwerk is dit nou maar net lucky. So hulle besef nie dis eintlik in hulle maag om dinge te laat gebeur en nie te laat gebeur nie. Hulle dink die hele tyd dis omstandighede en ander mense moet vir my geleenthede gee en ander mense moet dit vir my doen. Maar hulle besef glad nie wat hulle aandeel is en dat hulle die mag het om 'n ding eintlik te laat uitwerk nie. Want hulle sukkel byvoorbeeld om net betyds te ry. So hulle dink die hele tyd, okay, hulle is altyd so op die noppertjie en dan moet hulle jaag na die plek toe waartoe hulle moet kom. Jy's opgewerk, jy's sien nie weer 8 en dan is jy nog geïrriteerd en dan is jy nog altyd laat ook. Waar as jy begin proaktief dink en jy dink om voorberei te wees, dan dink jy, okay, die plek waartoe ek moet ry, dis 'n halfuur se ry. So ek kan nie presies 'n halfuur ry nie. Ek moet ten minste 10 minute vooruit ry. Soos die een oggend ook, ek stel altyd my wekkers as ek ergens moet gaan, so ek maak dit altyd 10 minute vroeër as wat ek moet. En die spesifieke oggend was my sleutels weg, want die ding is ook, mens sit naderhand as jy gesonde gewoontes het en jy het al hierdie dinge in plek, dan is jou sleutels op sy plek, daai ding is op sy plek, jou skoene is op jou plek. So jy het minder frustrasie, jy het minder friction, want jy weet al wat waar moet wees. Jy's proaktief, jy dink vooruit, jy berei vooruit. Die vorige dag sit jy al jou pakkies reg wat jy moet saamry. Jy sit al jou kooplysie reg. Jy maak seker as wat jy daai oggend nou alles ewe skielik hierso moet doen en dan vergeet jy die helfte van die goed. En die oggend toe ek nou laat, of toe ek na my sleutels soek, is ek toe eintlik so dankbaar, want dit het my 10 minute gevat om my sleutels te soek. Toe ek ry, toe was ek daarom nog betyds om te weet waar ek moet wees. So die lank en die kort is om proaktief te kan wees. Kan ook wees dat jy sekere goed, of kan ek sê as jy dinge, nie proaktief is nie, as jy dinge uitstel, as jy procrastinate, kan dit wees ook dat jy sekere goed nie aanspreek nie. En dit kom weer met die hele ding van gesonde grense. Jy weet hierdie ding is nie in plek nie en hierdie ding is nie reg nie en dan dink jy, "Jog, ek sal dit nou aanspreek." Sien nou, dis maar met jou kind. Ek moet hierdie gedrag aanspreek en dan stel jy dit uit en dan nader en bou dit op en dit word dan net erger. So gesonde grense en om proaktief te wees is hand aan hand. Mense wat procrastinators is, het glad nie grense nie en hulle respekteer ook nie ander mense se grense nie. En dis hierso waar jy vir die Here moet vra, hoekom sukkel jy so? En hoekom stel jy die hele tyd dinge uit?
En as jy regtig gaan kyk, sal daar altyd 'n trigger wees in jou verlede. En baie keer kan dit uit trauma wees, dit kan uit teleurstellings wees. Daar's baie redes hoekom mens partymal konstant in 'n lewe dat jy goed uitstel en uitstel en uitstel. Maar jy moet op 'n punt en 'n plek kom wat jy sê, "Maar Here, die is nie meer aanvaarbaar nie." En jy moet proaktief begin besluit om aktief te begin raak. So die 15de beginsel is: hou op om dinge uit te stel en gaan oor in aksie. As ek terugkom, gaan ek gou-gou vir julle 5 redes gee van hoekom mense partymal dit nie kan doen nie. En as jy een van hierdie dalk sien in jou lewe, moenie voel dat dit nou jou laat skuldig voel nie. Doen iets daaraan. Dit is nooit te laat om te verander of om te werk om 'n beter weergawe te wees van wie die Here wil hê jy moet wees nie. Maar voor jy by enige iets gaan uitkom in hierdie jaar, moet jy hierdie ding aanspreek in jou lewe. En nou al 'n kopbesluit maak van nou af gaan ek nie meer lewe om net uit te stel en uit te stel en uit te stel nie. Ek is nou weer terug en dan gaan ons 'n laaste deel net praat oor die 5 redes hoekom mense die hele tyd dinge uitstel. Welkom terug julle. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die 5 redes hoekom mense procrastinators is. So die eerste rede is die eerste rede hoekom ons iets uitstel is omdat ons nie daarvan hou om dit spesifiek te doen nie. Soos byvoorbeeld, hou jy daarvan om skorrelgoed te was? Wel, daar is sekere mense wat van skorrelgoed was hou, maar ja, oor die algemeen hou mense nie van skorrelgoed was nie, of om klere te was, of om 5:00 die oggend op te staan. Dink nou net maar 'n paar van die goed wat jy nou nie van hou om te doen nie. Maar jy weet, as jy nie gaan 5:00 opstaan nie, dan gaan die kinders laat kom. As jy nie nou die klere gaan was nie, dan gaan jy nie skoon klere hê om aan te trek nie. So, jy gaan minder effektief wees vir dit wat jy moet doen, want jy hou nie van die goed wat jy nie van hou om te doen nie, dit stel jy die hele tyd uit. Dink gou daaraan, as jou man nou na jou toe kom en vir jou sê, luister, ons gaan nou op 'n boottrip vir 'n week. Gaan jy dit uitstel en sê, o nee, weet jy wat, ons moet eers dit en maar, of gaan jy dadelik sê, ja, met alles in my, wil ek môre op daai boot klim, en jy gaan glad nie dit wil uitstel nie, want dit is vir jou lekker. Daar is iets in sekere mense, wat hulle vir hulle self die hele tyd sê, en ek praat nou van procrastinators, ek gaan dit môre doen, of ek gaan dit volgende week doen, of hulle dink dit gaan van selfsprekend gebeur, want hulle het nog nooit geleer om verantwoordelikheid te vat om dit nou te doen. Ek meen, vra net vir 'n tiener, gooi gou-gou die asblik vir mamma uit, mamma, ek gaan nou. En dit doen ons van kleins af, want jy wil nie dit doen wat jy wat jy nie van hou om te doen nie. Nou moet jy jou kamer uitsorteer en al hierdie dinge, en dit is vir jou soos 'n sleep, en dan dink jy, ek gaan dit volgende week doen, ek gaan dit dan doen. En dan is dit net dat mense dink naderhand, nee, dit gaan nou van self gebeur, maar eers het hulle nooit geleer om verantwoordelikheid te vat nie, want dalk het iemand anders altyd maar dit beginne doen, né? En ek is net eenvoudig dalk nou nie lus nie, en dis nie nou vir my lekker nie, so met ander woorde was daar nooit selfdissipline geleer deur harde tye nie. So dit is ook hier waar ouers partymal vir die kinders 'n gemaklike lewe laat in groot word. So dis half gemaklik. Nee, die kinders speel nou games, kos los hulle, ons gaan nie nou vir hulle vra om chores te doen nie. En dit is al daar waar jy leer om te procrastinate of om iets dadelik te doen. En dit is hoekom dit so belangrik is om vir jou kind te sê, nee, nie later nie, nou. Jy gaan dit nou doen, want dan begin dit al daai bane te bou in jou brein, om te sê, luister, ek gaan nie uitstel van wanneer ek lus is nie, want jy gaan nooit lus wees om iets slegte te doen nie. So hulle dink, ek sal môre beter voorbereid wees om dit te doen, of ek gaan môre beter voel, of ek gaan môre lus voel, en op die ouende
word dit net nooit gedoen nie. So dit is een van die eerste redes hoekom mense deeltyd uitsny. Want is nie 'n lekker taak nie. Dink gou 'n bietjie. Daar's dalk daai kas in jou huis wat jy al die hele jaar wou uitsorteer, maar jy kom net nie daarby uit nie. Wel, dalk is dit nou die tyd om dit te doen. Dan die tweede rede is baie keer wanneer mens in 'n authoritarian ouerskapshuis uitkom. Wat ek bedoel daarmee is, jy het ouers gehad wat baie beheer het. So hulle was weer aan die ander kant over-controlling. So aan die een kant kry jy die ouers wat net so af sag is met die kinders en doen net maar wanneer jy tyd kry, my liefie. Ja, sal dit nou doen, jy weet, en jy het nie daai definitiewe grense met jou kinders nie, maar dan kry jy weer ouers wat weer oor beheer, nê? Hulle het nooit, en so 'n kind leer dan nooit om selfregulering te doen en eie dissipline te doen nie, want hulle doen dit nog net altyd want mamma sê ek moet doen en pappa sê ek moet doen. So jy doen dit omdat jy net hulle sê jy dit doen en daar het nie daai self-awareness ingekom van ek moet dit doen want dit is actually goed en dis die konsekwensies en gevolg as ek nie iets doen nie. Want die ouers domineer en beheer en hulle besluit wanneer, waar en hoe. Daar is geen vryheid nie. Daar is geen wil wat jy nou vir die kind 'n besluit kan neem nie. So aan die een kant, dan word jy groot in hierdie huis waar dit so streng was. En jy was amper doodgeslaan as jy nou iets verkeerd doen. So wat ek bedoel is, dit is dissipline sonder liefde. Dit is nie 'n balans nie, want onthou alles in die lewe is daar balans. So met ouerskap, en ek sal op 'n latere stadium bietjie dit verduidelik, is dit op twee pilare. Dis liefde en dissipline en jy het albei nodig. Maar as daar net dissipline en jy moet dit, daar's nooit fun nie, daar's nooit affirmation nie, daar's nooit liefde nie, daar's nooit warmte nie. So jy kan nie net liefde gee nie en jy kan nie net dissipline gee nie. Jy moet albei gelyk gee. Baie keer as 'n mens so groot word, dan sit of die pendulum nou na die ander kant toe swaai, nê? Nou kry daai kind vryheid. Hy's nou uit die huis uit en nou kan hy sy eie doen en dis baie keer wanneer hulle dan voel dis half soos 'n coping meganisme en dis half soos 'n rebellie. Nou gaan ek dit nie doen nie. En dan is dit of hulle dan net laat gaan. So dit kan ook partymal die rede wees hoekom mense dan goed uitstel en dan word hulle soos 'n lucky go happy person van daai was altyd vir my so toxic, so alles wat reëls en regulasies wil ek niks mee te doen nie, want dit was weer eens uit balans uit. En dan die derde rede is hoekom mense partymal procrastinate, is hulle kan adrenalien junkies wees, of kan ek sê, of verslaaf wees, dit is nou seker lelike woord, maar hulle is verslaaf aan adrenalien, hulle jaag dit die hele tyd na, so hulle hou van die drama. Hulle hou van die dysfunksionaliteit, so hulle doen alles altyd so op die nippertjie, want hulle dink hulle kan onder druk funksioneer. Maar so 'n persoon besef nooit die konsekwense of die gevolge wat hy aan ander mense doen nie, want is eintlik ook maar bietjie selfsugtig, nê? Die ander rede hoekom mens partymal uitsny, kan uit vrees uit wees. Dit kan 'n vrees van, ek doen dit eerder nie, want ek's bang ek misluk. Ek doen dit nie want nou gaan dit nie suksesvol wees nie, of ek doen dit nie want ek is bang vir kritiek. So, of jy sê vir jouself, ek gaan dit nie doen nie want nou gaan dit nie uitwerk nie, en dan is dit baie keer hoekom ons aanhoudend goed uitstel en afstel, want jy wil dit die hele tyd vermy uit vrees uit. En onthou, by die Here moet daar nie vrees wees nie. Ons moet elke liewe vrees vir die Here gee in ons lewe. En nou kom ek by die laaste rede, hoekom mens partymal uitstel, en dis perfeksionisme. En hierdie was nogal deel in my eie lewe, so ek kan baie met dit vereenselwig, want in die begin van my lewe het ek baie goed uitgestel, het ek baie geprokrastineer en baie goed, ek sal dit, en ook uit vrees uit, ja dit was 'n groot rede hoekom, maar dit was ook uit perfeksionisme uit, want jy wil 'n ding so perfek doen en naderhand is jy so oorweldig met die detail dat jy naderhand verlore raak daarin. So daar is 'n verskil daarin om iets goed te wil doen en dan om perfeksionisties te wil wees. Want perfeksionisme is beheer en daar is geen vryheid daarin nie. So jy wil dit so reg doen, laat hy later, soos ek sê, opgewerk is met soveel detail, dan is dit vir jou so oorweldigend, en dan verloor jy amper jou lus, en dan wil jy dit amper nie eens meer doen nie. En die kom ook maar uit
'n coping meganisme en is ook baie keer uit gebrokenheid of in 'n trauma respons wat ons so is. Maar hoor bietjie wat sê die Bybel, hoe ons die tyd moet, redeeming the time. En ek wil vir ons lees in Efesiërs 5 vanaf vers 15 tot 17 en ek wil amper afeindig met die wat vir ons sê, look carefully then how you walk. Live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be vague or thoughtless or foolish, but understand and a firm grasp of what the will of the Lord is. Julle in hierdie skrif verduidelik dit so mooi. So jy gaan moet die kuns leer to let go, om dinge te vereenvoudig. Of soos wat ek ook altyd verduidelik in my gesonde gewoonte kursus is, verminder die friction. So doen gerus die gesonde grense of die rus in die Here as jy sukkel met perfeksionisme. En vra vir die Here om vir jou dit te kom afbreek en om te kom wys, wat was die oorsaak? Waar is dit dat ek so, wat is die wortel van dit? Want jy moet fight vir jou destiny en as jy nie gaan werk teen hierdie ding nie, gaan dit jou frustreer en dit gaan almal om jou frustreer want jy gaan miskien 'n mamma wees en jy gaan jou kind nie wil vryheid gee net om te speel nie want alles moet net so skoon wees en hulle mag nie hulle handjies vuil maak nie en nou is daar kieme en nou is dit en is perfeksionisme steel jou joy. Dit is nooit goed nie en baie mense dink om perfeksionisties te doen is baie goed en reg. Nee, om 'n ding reg te doen en goed te doen, ja, that's amazing, maar perfeksionisme is daar nie vryheid nie, want alles moet soos 'n garden and home huis lyk en hallo, dan kan ons nie daar lewe nie, want 'n messy house is 'n happy house. Nie dat ek sê alles moet te mekaar wees nie, maar julle hoor wat ek sê, dit moet funksioneel kan wees. Dit help nie net ons het 'n mooi prentjie en alles is so mooi in plek nie, maar daar's nie joy nie, daar's nie peace nie en daar's nie vryheid nie. So ons gaan so laaste breek vat en dan gaan ek net gou-gou alles wat ons oor gepraat het vandag bymekaar bring. Ek is nou weer terug. Dit was weer so lekker om vanoggend saam met julle te kuier. En ek wil net gou-gou 'n paar punte weer noem wat ons vanoggend bespreek het. So eerstens, doen dit wat nodig is om te doen, of jy nou lus het of nie. En stadig maar seker sal dit 'n gewoonte word. 2. Die geheim is om gereed te wees as jou geleenthede kom. Jy kan dit mis as jy nie daarvoor uitkyk nie. As jy nie genoeg gegroei het nie, of as jy eenvoudig net negatief ingestel is. Nommer 3. Populariteit is die oorsaak dat soveel mense hulle self verloor. Want dan word jy wat ander verwag jy moet wees. En dan is dit net om aanvaarding te kry. Nommer 4. Die oomblik wat jy in die waarheid begin wandel, kry jy vrede in jou hart. Kan jy let go? En kan jy vir ander sê wat jou pla, sonder om skuldig te voel? Nommer 5. Staan altyd saam met die waarheid, al is dit hoe moeilik en al staan jy alleen. Nommer 6. Jy moet sonde met alles in jou haat en met alles in jou afsny, as jy in vryheid wil wandel. Nommer 7. Onthou, jy sien die wêreld nie soos wat dit is nie. Jy sien die wêreld soos jy is, deur jou gebroke bril. So maak jou lense skoon. Nommer 8. Soveel mense lewe in performance mentaliteit en voel dat hulle die heeltyd iets vir iemand moet bewys. Nommer 9. Solank as wat jy verskoning maak vir dit wat nie reg is in jou lewe nie, kom jy glad nie by dit uit wat jy moet wees nie en kom jy net jouself te na. En nommer 10. Of jy gaan nou betaal of jy betaal later. Jy kies.
Dis dalk nou nie lekker om vroeg op te staan en hard te werk nie, maar eendag gaan jy die vrug pluk. So, die 5 beginsels wat ons nou vandag hanteer het, en dis nou by nommer 11 al, so die 11de beginsel is, hou op om tyd te mors en gebruik die geleenthede wat op oor jou pad kom. Nommer 12, hou op om mense te beïndruk en om 'n people pleaser te wees. Nommer 13, praat die waarheid in liefde. Nommer 14, moenie jou eie stert prys nie of in self-promotion wees nie. Laat die Here vir jou die regte deure oopmaak. Nommer 15, hou op om dinge uit te stel en gaan oor in aksie. Vat verantwoordelikheid vir jou droom. Net jy kan dit laat waar word, deur dit wat jy glo, doen en sê. Identifiseer wat dit is wat jou terughou, elke vrees en elke leuen van die vyand. Onthou dat hy geen mag oor het nie, behalwe as jy sy leuns gaan begine glo. Wees eerlik met jouself en word wie jy veronderstel is om te wees. So volgende week gaan ons 'n bietjie verder praat oor moenie in jou eie pad staan nie. En dit gaan hand aan hand aan vandag se les. So ek hoop vandag het vir jou ietsie beteken en dat dit vir jou net nader kan bring na die doel en die roeping wat die Here vir jou in jou lewe het. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Loer weer gerus volgende week weer in hier tussen koffie en genade tussen 9 en 11. Ek praat weer volgende week met julle. Totsiens.